is 'n lekker oggend. Dit is 'n bietjie koeler, maar ek sien die sonnetjie kom uit, so ek vermoed ons mag al weer die hitte slaan. Geliefdes, ons is so aan die einde van die jaar. Kan julle dit glo? Ek weet nie of julle dit lekker besef nie, maar as jy nou gevoel het al jy wens 2020 tot die einde kom, dan wil ek net weer sê, wel, ons is kan daar. Ons het die einde bereik. So, ek wil eintlik net ook uitlig dat volgende week is ons laaste aparte erediens as Noordoos-Moeder. Van die 29ste af is dit gesamentlike dienste. Tot die 24ste Januarie, dat is so laat dan. Die 24ste Januarie is ons eerste weer aparte diens. So, ek wil solank net julle ook mentally en emotionally voorbereid, dat daar kom dan so 'n verandering. So ek sal volgende week, na die 22ste ons laaste erediens, wat ons ook gaan volgende week die nagmaal hou, so ek nooi julle ook uit daarheen. Van die 29ste af, so ek aan die 23ste stuur ek vir julle 'n program uit vir die gesamentlike dienste tot en met Januarie. So wat ek eintlik wil sê is dat volgende week, behalwe nog die een gesamentlike diens wat ek in Desember het, is volgende week my laaste diens by Noord tot en met Paasnaweek. Okay. So, dit is baie weird vir my. En dit is vir my baie lang tyd om te dink, ek gaan die erediens hou. Daarom het ek sommer my kraamverlof bietjie verkort. Ek het sommer klaar intussen by dat ek dit veel van verlang. So, ek is op kraamverlof van die 1 Januarie af, maar ek vat gewone verlof alreeds van die 20ste Desember af. So die 20ste Desember het ons 'n gesamentlike diens in Noordgemeente wat ek sal lei, en dan is ek so rukkie by my huis met my kinders en gaan ek so 'n bietjie mamma wees. Right. En in daardie tyd het julle nie een oomblik bekommerd wees dat julle nie iemand gaan hê wat julle gaan lei nie. Ons het 3 baie bekwame ouderlinge wat die eredienste gaan lei saam met Rihanna, wat sal help en instaan waar nodig. So, en dan natuurlijk het ons nog steeds gedoen die Jan en doen vir my volgende. So, ons is eindelijk so geseën, want ek moet met julle deel, hoekom dit 'n groot seën is. Die vorige gemeente wat was, het ek 2 gemeentes bedien, en ek was stoksiel alleen, met geen ouderlinge wat kon met diens te lei nie. So, dan is het nogal erg as 'n mens moet werk. En mens julle raad sien dat mense altyd mense wat bereid is om te help, 'n wonderlike kerk wat instaan en ook hulle kan. So, julle moet regtig dankbaar wees vir wat julle het. Dan wil ek ook net so een of twee afkondigings uitlig. Daar's 2 Kersprojekte wat julle sien. 2 wonderlike projekte. Die een is dat Huis Bethesda maak hulle tuin mooi, en dit is 'n projek vir hulle om fondse in te samel. So asseblief, Dinsdagmiddag hier van 2 uur af kan julle gaan help die kinders om mooi te maak en kreatief te wees. Dit is 'n wonderlike projek vir hulle. So van die 1 Desember af kan ons gaan kyk wat julle mooi gemaak het. So sien uit daarna. En dan is die tweede Kersprojek is ons Moederkerk Kersprojek wat julle baie goed ken. Dis die Kersboom voor in die voorportaal, daar hang sterre aan, jy kan 'n ster neem en dan 'n gesiende dank vir Kersfees. So, en daardie pakkies kan jy sommer direk Moederkerk vat. Dit is hulle projek. Okay. En dan natuurlik kan ons die jaar eindig sonder 'n Kersdiens, nee. So die 29ste gaan ons wel hier inhoor 'n Kersdiens. Ja, ek het 'n Kersspel hê, so hierdie jaar is opvoering. En ons gaan sing ook, so as jy die verwagting kom dat jy gaan sing, jy kan, ons gaan sing ook. Die 29ste die aand, 7 uur het ons 'n Kersspel, en ons gaan bietjie as gemeente saam sing in die einde. Maar daar is natuurlik beperkte plek. So van volgende week af sal daar kaartjies te koop wees vir hierdie jaar se Kersdiens. Dit gaan baie billik wees, ons sal dit op die buitesgroepe uitstuur. Maar jy gaan jou plekkie boek, want daar's net 300 plekke. Okay. En dis min, want ons is gewoonlik baie by ons Kersdiens. So julle moet skryf. 'n 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 'n
hulle hele manuskrip uitmaak na moeders se veiling hierdie week die 17de en daar's ook bestellings wat julle kan insit om hulle ook te ondersteun vir fondsinsameling. So kom ons ondersteun op ons bure sodat ons op mekaar kan help om aan te hou om die Here te dien hier in Kraaiwilde Gemeenskap. Geliefdes, vanoggend gaan ons aan met ons reeks uit Johannes 14 en soos ek wil amper sê uit die gewoonte doop ons ook weer hierdie Sondag soos elke ander, maar hierdie Sondag is ekstra spesiaal. Vanoggend doop ons eintlik die hele gesin. Ons gaan vanoggend vir Samantha en haar broer Samuel doen en dan gaan ons ook Samuel se dogter Tina Lissa. So baie welkom aan die hele Oudere clan, wil ek al sê. Het is lekker om julle vandag nie te hê. En mag die Here regtig vandag ook vir julle sê. En mag julle beleef hoe God julle ook as familie kom aanraak op hierdie dag, wat so spesiaal is in julle familie en ook in julle gesinslewe. So vanoggend se teksgedeelte help ons om regtig te fokus op ons geloof. Ons gaan gesels oor wat dit is om te glo, maar meer spesifiek op wat dit is om te glo in die naam van die Here Jesus Christus. Die een wat as die lig in die wêreld gekom het. Die Jesus wat tyd kom aankondig het. Hy het gekom na die wêreld, hy het gesê, hy kom vir 'n spesifieke uur. En daardie uur breek aan by sy kruisiging. En in die laaste paar ure, wat 3 ure is, net voor sy kruisiging, sit hy op die tafel, saam met sy disippels. En kom stel vir hulle daar is een opdrag. En terwyl hy by hulle sit en hierdie uur nader begin kom, wat hulle die hele tyd antisipeer. Wanneer ek lees, dan dink ek ook aan sy belofte aan ons as gemeente. Want in die begin van die jaar, het die Here 'n belofte aan ons gemaak, dat hy in hierdie jaar iets nuuts gaan doen. Hy het ons beloof dat dit staan op die punt om te gebeur. Daar's 'n uur wat gaan aanbreek. Daar's 'n tyd wat gaan aanbreek vir ons. En wanneer dit ons groot is in die woestyn, dan gaan in daardie tyd vir ons 'n rivier in die woestyn ontspring. En daardie weg, daardie pad, is Christus self, die lig van die wêreld. So vanoggend gaan ons wel saam sing. Vanoggend se eerste lied is 'n bietjie onbekende lied, ons gaan sommer net so sit en dan sing ons saam. Light of the world, you came down into darkness. You opened our eyes. Now we see. Light of the world, you stepped down into darkness. Open my eyes and let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship. Here
daar is U bewys. Daarom is my gebed, Here, dat ons vanoggend in ons saamwees as gemeenskap van gelowiges sal besef diep hoe ver en wyd U ons trek. En Here, wat dit beteken dat U as die lig van hierdie wêreld, hierdie donker wêreld. Here, daarom bid ons vanoggend vir elkeen van ons geliefdes wat siek is. Ons bid vir elkeen wat positief is, getoets is vir COVID-19. Ons bid vir Flippie Marie, wat positief getoets is. Ons bid vir sy gesin en sy familie rondom hom in die werk rondom ons. Here, ons sê dankie om te weet dat dit beter gaan met Rian van Wyk en met Dr. Neetle. En Here, ons bid vir almal rondom hulle. Here, ons weet ons het baie ander in ons dorp wat positief getoets is en wat lewe daar met 'n stuk worsteling en vreesering. Here, daar is selfs van ons wat nie positief getoets word, wat negatief getoets is en nog steeds in vrees lewe. Here, hierdie jaar het ons 'n nuwe konsep van vrees geleer. En daarom bid ons, Here, neem al ons vrees weg. Kom wees U die lig in hierdie donkerte. En Here, mag U genade in elkeen van ons lewens straal, sodat ons sal glo dat U ons Here is, dat U naam oor elke ander mag skyn en dat U koninkryk nou reeds kom. Amen. Daarmee groet die Here julle genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus wat vir elkeen van julle gesterf het aan die kruis, vir julle sondes verkoop en wat deur die krag van die Heilige Gees in julle woon en weer julle werk. Amen. Ons gaan reageer daarop met die sing van 'n lied en julle kan staan vir die lied. Ek roep U naam, ek wil graag sing. Ek wil hier
In Johannes 14 vers 1 kom Jesus in die eerste woorde wat hy vir die disippels sê daar op die tafel, dan sê hy, moet julle nie ontstel nie. Julle sal onthou as ek verlede week die eerste 7 verse gelees, waar Jesus eintlik hulle net so half kom eers rustig maak. Dan sê hy, moet julle nie ontstel nie. En dan gee hy die opdrag, dan sê hy, glo in die Vader en glo ook in my. That's it. Voordat hy enigiets anders vir hulle kon sê, om hulle voor te berei op dit wat kom op hierdie uur, sê hy, glo. Wat vra ek van julle? Ek vra julle om te glo. En ons weet dat in die hele Johannes Evangelie kom Jesus en hy kom openbaar homself aan die disippels en aan sy volgelinge van daardie tyd deur 'n paar keer te sê wie hy is, homself te openbaar, self te sê wie hy is vir hulle. En in Johannes 14 is die fokus die hele tyd dat Jesus sê, hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. So wanneer hy konflik sê, ek glo in die Vader en glo ook in my, dan sê hy dit op grond van die wete dat hy is die weg, die waarheid en die lewe. Dat hy is die enigste weg tot die Vader, dat hy is die weg tot waarheid en dat hy is ook die weg tot lewe. En sy eie lewe kom word die getuienis daarvan. En nie net sy lewe nie, maar juist ook sy sterf. Daarom is die moment na Christus se kruisiging so belangrik moment in ons lewe. Want daar, in daardie uur, daar aan die kruis, het daar eintlik vir my en jou 'n wonderwerk gebeur. En ek en jy is in die bevoorregte posisie vandag om te weet dat dit reeds vir ons gebeur. Anders doen as die disippels wat hier rondom Jesus sit terwyl hy met hulle praat, is ons sonde slaafgegee. Is ons slaaf vrygestel. En het Christus aan die kruis vir my en jou gestel. So hier waar Jesus homself openbaar as die weg, die waarheid en die lewe, geliefdes, tyd gedoen vir jou. En vanoggend voordat ons by die volgende gedeelte kom, en by die vraag wat Filippus hier aan Jesus vra, het ek nodig dat jy net weer sal hoor. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe vir jou. Hy wil dit wees vir jou. So hy kom geen net vir ons 'n opdrag en sê glo in my. Hy kom doen dit in die wete dat hy vir jou die weg, die waarheid en die lewe is. Dat hy vir die pad oopmaak wanneer jy vir jou voel daar's geen meer tree om te gee. Is hy die een wat waarheid kom spreek wanneer dit vir jou voel alles rondom jou is een groot lewe? Is hy die een wat vir jou lewe kom gee wanneer dit vir jou voel jy is dood vanweë jou eie sonde? Weet dat elkeen van julle is vrygespreek van julle sonde. En daarom kan Jesus vra, glo in God en glo ook in my. En daarom kan ek en jy vanoggend opstaan met dankbaarheid en daarvan getuig. So ons gaan die Here nou loop met 'n loflied in 3 tale. My gunsteling kom dank maar almal God. En dit is 'n lekker sang. So mag julle elkeen nou die Here se lof besing met hierdie lied. Kom ons staan. Thank you.
Here God van liefde, ons kom dankie vir die lewe wat U vir ons gee. Ons kom dankie vir die wete dat ons vandag in U naam kan ontmoet. Here, ons kom dankie vir elke liewe kind wat U na hierdie wêreld stuur om U te ken, U te ontmoet en die lewe te leef. Here, ons dankie in besonder vanoggend dat U die Here Jesus Christus vir my, vir elke een van ons gestuur het. Here, dankie. Ook nou wanneer ons uit die woord lees, mag U deur die Gees tot elkeen van ons spreek. Mag Filippus se vraag, wanneer dit ons vraag is, ons help om rus by U te kom vind. En mag U woorde, U self vir ons die rus bring, die vrede bring wat ons nodig het. Amen. Geliefdes, ons skriflees en dan kom vanoggend weer uit Johannes 14 uit. En ons gaan net die volgende paar versies lees. Johannes 14 vers 8 tot weer vers 14 net. En ek wil julle net weer herinner, julle sal onthou ek het julle gesê, die Johannes Evangelie is bietjie anders as die ander evangelies. Die Johannes Evangelie gee eintlik alreeds 'n perspektief op die verhaal van die Here Jesus Christus. En sy vertelling is so bietjie vanuit 'n ander hoek as wat ons in die ander evangelies sien. Wat ons wel hier beleef is dat die Johannes Evangelie nie eintlik die kruisiging van Jesus as 'n lydingspad beskryf, maar dat hy die pad wat hier geloop word as die verheerliking van die Here Jesus Christus beskryf. So ek sê altyd, die Johannes Evangelie is 'n stukkie positiewe sielkunde op die Jesus verhaal, want dit is wat hy eintlik kom doen. Hy kom vertel die verhaal van Christus se lyding vanuit 'n positiewe angle om te sê, maar Jesus se kruisiging is nie net lyding gewees nie, maar was om Jesus te verheerlik en is eintlik behoort ons verheer te wees daaroor. Nou ek as positiewe uitkyk op die lewe, hou daarvan om die Johannes Evangelie te lees en in dit daarom kyk as Filippus hier na Jesus toe kom en vir hierdie vraag vra, dan is dit maar so wonderlik dat Jesus ook uit 'n positiewe oog uit om dan antwoord. Ek wil julle nou ook net weer nog herinner wat ons nou gelees het in Efesië. So ons het die opdrag van Jesus gelees. Jesus gesê, word nou rustig, glo in die Vader en glo ook in my. En toe het hy vir hulle gesê, hoekom? Want ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dit is vers 6. En dan kom hy hier in vers 8 toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En dan antwoord Jesus vir Filippus met die volgende woorde. Ek is al so lank by julle en julle ken my nie, Filippus. Wie my Vader sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar ek kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my, omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders, glo op grond van die werk self. Dit verseker ek julle. So hier is nie soos, miskien nie, Jesus sê, dit verseker ek julle. Wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Net so. Amen. So eenvoudig eintlik net. Glo net in Jesus. Glo net in Jesus. Glo in wie hy is, wie hy was
en wie hy ook sal wees. Dis eintlik al. Dit klink nogal eenvoudig, hè? Maar dis dan nie eens nie. Ek en jy weet dit. Net so eenvoudig. Net die lewe is eenvoudig, want die lewe self is nie so eenvoudig. Wat my wel troos, is dat Jesus hier kom sê, hy is genoeg. Dis nie nodig vir ons om klomp bewyse te hê, of klomp wonderwerke te sien. Ons kan maar net rondglo, want die Vader is in hom. En dan weet ons ook dat, ja, wanneer hy dan hier sterf aan die kruis, dit was nie by die kruis eindig nie. Daar was ons nog 'n stukkie daarby. Jesus staan nog by die buite. En dan gaan hy na die Here toe, ja. So hier berei hy voor dat hy fisies self nie saam met hierdie pad stap nie. Maar die wonder is dat Christus laat ons op die alleen nie. En ons gaan volgende week baie daarop fokus. Maar hy gee vir ons die Heilige Gees om saam met ons hierdie pad te stap. Sodat ook ek en jy vandag weer kan weet dat Christus is steeds by ons. En ek en jy is ook nie vandag alleen. So wanneer jy dan ons voel nou, hoe op die aarde moet ek in Christus aanhou glo, dis dat sê Jesus vir ons. Ons moet rustig raak. Want die Vader is in hom en hy in die Vader. En dan weet ek en jy ook dat ons nie alleen is. Ek en jy is baie maal so 'n bietjie so Filippus. Ons soek bewyse, ons soek iets tastbaar, iets wat ons kan aanvat, iets wat ons kan proe, iets wat ons kan sien. Dit is asof ons hierdie miracles soek, asof niks in die lewe wat die Here vir ons altyd gee net genoeg is. En dan kyk ek na die doopvond en dan dink ek myself, wat soek ons meer? Wat moet ons dan nog hê? As ons sien ons week na week 'n kind aan die Here se hand ontvang. Ons raak vasgevang in dit wat ons in die spieël sien, in dit wat plooie kry, en dit wat verrikkel, en dit wat agteruit gaan. En dan sien ons nie meer raak die wonder wat Christus elke dag vir ons gee. Dis asof ons blind raak vir Christus se wonderwerke vandag. En dan, Jesus sê hierso, dit is nie vir Filippus genoeg dat hy nou nie dit kom sê, sy woorde is nou so half om te leer. Dan sê ek hom, jy kan dit ook glo van die werke wat ek gedoen het. As dit nie wat jy doen. Glo dit nou. Jy het saam met geloof jy het sien hoe wonderwerke doen. Jy het my nog nie ken. En dan wil ek net selfe ons sê, as Filippus dan twyfel het, wat daar was. Dan maar hoor, dat ek ook soms by die twyfel. Vandag ook soms by span en dink, dan is dit droog gemaak. Hoekom het ek nie vasgehou aan die Here nie? Het ek nou vir ook getwyfel? Wat 'n bewys soek jy? Wat sal vir jou soos as dit net gebeur? Kyk, as jy nou net kan dit sien of dit beleef, of as dit net in jou lewe sal gebeur, dan weet jy. Kyk, dan leef jy dit. Dan is jy dit. Wanneer sal dit vir jou gebeur? Ja, ooit al gedink. Weet jy wel, ooit al gedink. Wat het jy nog nodig om te sien? Eindelijk wat ek jou vraag is jou geloof op die stadium in die Here Jesus Christus, soos jy hom ken, vir jou genoeg? Aan die een kant hoop ek dat jy daarom sal sê ja. My geloof op Christus is om nou kennis genoeg, maar daar is ook die kant van my wat eintlik hoop ek ook sal sê
is nog nie genoeg, ek soek meer van Jesus Christus. Maar dit moet ook waar wees. Maar wat wel binne daai konsep moet waar wees, is dat Jesus self vir ons genoeg sal wees. Genoeg sal wees om te glo dat hy ons enigste redder is. Om te glo dat die dag van môre wel sy seën dra. Dat daar 'n blessing is in die dag van môre, wat Christus is. Dat jy self die blessing is wat God vir die wêreld gee. Want Christus leef in jou. En deur jou sien ander die Vader. Dan is dit my so wonderlik dat as hy sê en hy sal nog groter dinge as dit doen. Omdat ek my Vader het. So as ons gedink het dat Jesus het amazing goed gedoen in sy lewe en tyd op aarde. Kom sê Jesus eintlik self vir die disippels, you see nothing yet. Want deur julle, en dis eintlik wat Jesus sê dit my nou, deur ons sal ons nog groter dinge sien. Groter. Want dit is waar. So wat beteken dit dan regtig om te sê ek glo? Wat beteken dit? Wat beteken dit vir jou om te sê jy glo? En is jou geloof vir jou? Ek wil vir julle 'n video wys, dit is gelag van 'n jong man wat kon vertel ons glo. En die pad wat hy gestap het saam met 'n klomp jong mense wat hulle belydenis van geloof doen. En vandag is nou 'n besonder vir my kosbaar. Want ja, dit is twee jong mense, maar dit is nie twee tieners wat hulle geloof bely. Dit is twee mense wat al bietjie verder die pad in die lewe gestap het. Iemand wat homself se kind in die lewe gebring het. Wat kom sê ons glo. Kom ons kyk hoe hierdie ding.
seker net om te sê, ek is so lief vir Jesus. Maar ons so groot irritasie met liefde en geloof. En te sê, geloof kan werk, dit is net ek. En te sê, dit liefde werk, ek is so lief vir daardie iets, dat ek bereid is om in die berg, gaan bereid is om in die berg, klip te skryf. Daardie liefde nie van die berg, is waar het wat ek. En ek weet ook om die hulp van iemand as ek nie kan, dat ek weet. Dis kan regtig die besluit wat is belangrik. So die besluit, wat gaan ons doen in die berg? Dan vir ons pad, dan ons besluit om staan te bly, dan kan ons besluit om harte te klaar. En die ewigheid van sy staan, dan kan ons besluit, ons kan nie dit verstop, om ons die boodskap te bring. Ons gaan regtig sê, ons gaan wat vandag al iets doen. Ons gaan nie dat mense oor ons kwaad, ons sê wat te doen, ons gaan regtig luister. Dat is wat ons sê, wat Jesus sê ons doen, wat die beleid is vandaag, het ons vir mense gesê, wat die kees is ons gemaakt, as gevolg van die geloof wat ons doen. Ons nie van klaar wat jy nou doen, ons rechtig gaan besluit, daar is groot en beter in die wereld, daar is een hulp in die wereld, wat ons rechtig moet gaan uitdoen. Om te glo is om nie net dit wat ons sê, harde te sê, of meer duidelik te sê, maar regtig te leef. En dit is die opdrag wat Jesus vir ons moet gee. Glo in die Vader en glo ook in my. Sodat ook ander die Here se genade sal hê. Here God van liefde, ons loof en prys U vir die God wat U vir ons is. Here, dankie dat U ons Vader is, wat elkeen van ons geskep het. Wat elkeen van ons aan mekaar gewees het om te wees wie ons is. Here, dankie dat U ook die Here Jesus Christus vir ons is, wat ons kom verlos het, wat ons kom vrymaak het, om te kan lewe as gelowige kinders van U, Here. Here, en dankie dat U ook die Gees vir ons gegee het, sodat ook ons in hierdie tyd, in hierdie uur, kan opstaan vir U, Here, U naam kan verkondig, sodat ook hierdie mense van hierdie wêreld kan sien U. Here, dankie dat U ons God het. En Here, dankie
Samantha, vir Samuel en vir klein Melissa, wat ook vandag op ons pad gestuur is, sodat ons kan sien, kan voel, kan beleef en kan weet, Jesus leef. Amen. Geliefdes, elke keer as ek die betekenis van die doop doen, dan begin ons altyd met mekaar te sê, so die wonderlike ding van die doop is, dat ons kinders dit nie altyd verstaan nie, en dat hulle juis, omdat hulle nie verstaan nie, die genade van die Here ontvang. Nou vandag, gaan Samuel en Samantha staan en hulle verstaan wat vandag gebeur. Hulle verstaan dat ook hulle lewe lang ingesluit was by die verbond van die Here Jesus Christus. Hulle verstaan dat God hulle gekies het nog voor hulle in die skoot van hulle moeder was. En vandag kry hulle ook die geleentheid om daarop te reageer. Deur te sê dat van geboorte af was ons kinders van God. Van geboorte af het God ons gekies om sy kinders te wees. En al het hulle nooit die geleentheid gehad om as kinders gedoop te word nie, kry hulle ook vandag die geleentheid om die sakrament van die doop te ontvang. Kry hulle ook vandag die geleentheid dat ons kan bevestig as gemeenskap van gelowiges aan ook aan hulle, dat God hulle by sy huisgesin uit ingesluit het, van dat julle kinders en babies was. Net soos Melissa vandag gedoop word in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, word hulle saam met haar vandag in haar dieselfde naam gedoop. En verander dit niks aan die betekenis daarvan nie, maar bevestig dit juis. In God se oë is daar nie ouderdom nie, is daar nie set rules for things nie. In God se oë is al wat saak hy self en sy verlossing. En daarom kan julle nie net vandag die teken van die doop ontvang en weet dat julle deel is van die huisgesin van God nie, maar kan julle ook bely dat hy die enigste verlossing is. Ek gaan het vra vir Samuel en Samantha om vorentoe te kom en saam met hulle gaan hulle geliefdes kom. Samantha se man Mornay en Samuel se vrou Megan. Die wonder vir my is dat 'n gesin is eintlik vandag. En dat ons eintlik ook daarmee net weer bevestig, nee, dat ons, ek wil weer die woord sê, ons word ingesluit by die huisgesin van God. En Samuel en Samantha, julle is al lank al deel van die huisgesin van God. Julle was self deel van die gemeente en was alreeds werksaam binne hierdie gemeente spesifiek as kinders van God. En vir my is dit vandag 'n besondere voorreg om ook van ons kant af te bevestig dat hulle nog altyd deel was van hierdie huis van Kraaienoord. En dat ons vandag dit eintlik nie kon bevestig. Dit gebeur nie nou eers nie. Dit is net 'n bevestiging van iets wat alreeds bestaan. Samantha loop al vir baie lank op pad selfs met ons kinders en leer hulle te doen. En daarom is dit vandag vir my eintlik so voorreg dat ons kan dit net weer opnieuw bevestig. Dat dit gaan nie sommer net ons verby nie.
En dat hierdie twee mense regtig kinders van God is. God kom sê in sy verbond dat hy ons wil insluit by sy erfkos, hy wil deel maak van sy huisgesin. En daarom sê hy eintlik dat Samuel en Samantha en so Melissa wat ons later gaan doen, deel is van hierdie huisgesin en dat God daarmee wil sê, ek wil julle vader wees wat julle geskep het. Ek wil vir julle Jesus Christus wees wat julle moet vrymaak het, maar ek wil ook vir julle die Heilige Gees wees wat van elkeen van julle 'n nuwe mens wil maak. En daarom is dit vandag ook besonder dat julle geleentheid kry om op die vrae te antwoord wat kom bevestig dat julle ook sê, dankie Here, dat U ons God is en Vader, Seun en Heilige Gees. En dankie dat ons vandag daar kan reageer deur te sê, ek glo, ek bely, ek verklaar en ek beloof dat ek dit ook wil wees, dat ek die kind wil wees en daarvoor reageer. So ek gaan 4 vrae vir julle vra. Ek gaan dit sommer eenmaal vra, dan kan julle vir my vyf vrae antwoord. En dan nadat ek die vrae vra, gaan ek julle doen. Die eerste vraag is, glo julle dat die lesers in die Ou en die Nuwe Testament en die belydenisskrifte van ons kerk vervat het en in die gemeente het geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? Bely julle dat op grond van die woord van God dat julle as sondaars in die wêreld gekom het en onder die oordeel van God staan, maar dat julle deur die geloof in Christus Jesus gered is en daarom as lidmaat van sy gemeente gedoop word. Verklaar julle dat julle opregte voorneme is om in die Christelike lewe te volhard, die Here te dien en te bely voor die mense getrou te wees in die eredienste. En dan die laaste gedeelte, beloof julle dat julle jouself vrywillig onderwerf aan die kerklike lewe. Wat is julle antwoord? Ja. Saam met hulle sê ek weer opnuut, ek glo. Ek glo dat Christus my verlos het. Samantha, jy kan kom nader staan. Samantha, ongeruimde man, ons doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En daarmee bevestig ons oor Samantha se skrif wat haar weer al lewe lang al dra. En dit is wat niks vir God onmoontlik is. Dit is ook nie vir God onmoontlik om vandag weer haar lewe aan te raak. Amen. Samuel spreek uit Ingrid, ons doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En daarmee bevestig ons ook die belofte waar Samuel sy lewe lang al aangevas het wat sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. En Samuel sê altyd, daar's een ding wat vir hom vasstaan. En dit sluit so aan wat vandag is. Hy sê altyd, en altyd jy net glo. En die Here sal met sy Bybel jou lewe vervul. En dit is daardie geloof, Samuel, wat jou op die lewe sal dra. Ek gaan nou vir julle hele bietjie gee, want ons gaan eers in 'n les op nader bring. Die wonder is dat God elkeen van ons kies en nader bring na hom toe. Voordat ons nou van 'n les aan nader bring, wil ek net vir oomblik dis 'n mens van liefde. Dankie vir hierdie twee mense. Dankie dat U vir Samuel en vir Samantha vir ons gestuur het. Dankie dat ons hulle kan ken en dat hulle geloof en dan vir ons 'n getuienis kan wees van U naam, van U grootheid. Here, dankie dat U hulle vandag op hierdie dag, op hierdie tyd, binne hierdie uur vir ons gebring het, sodat ons kan glo dat U die Here is. Here, U is vir ons genoeg, soos U genoeg is vir Samantha en vir Samuel.
Amen. Megan, Samuel, as ouers het julle die verantwoordelikheid om deur julle verhouding met die Here vir Melissa voorbeeld te wees. Vir haar van die Here te leer en te vertel. Vir haar weer te bevestig dat ook sy 'n kind van God is. En deur haar hele lewe haar te motiveer om nader aan God te leef. Sodat ook sy eendag hier sal kon staan en sê, ek glo. En daarmee saam is julle nie alleen nie. Nie net het julle 'n familie, wat wonderlik is, wat saam met julle glo in God se genade nie, maar julle ook 'n hele gemeenskap van gelowiges, 'n gemeente wat saam met julle van hulle sal van die Here sal vertel, sal getuig van die Here se liefde en ook haar wil groot maak as kind van God. Ek gaan nou vra dat ons van Melissa sal inbring hiernatoe en julle kan gaan sit. Dan kan julle maar van Melissa bring. Megan, Samuel, bely julle dat terwyl ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmaat van sy gemeente gedoop word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos dit in die belydenisskrifte verwoord word as die ware en die volkome leer van verlossing. En beloof julle om van Melissa in die leer na die beste van julle vriende te onderrig en te laat onderrig. Wat is jou antwoord? Ja. Melissa, jy kan eintlik al amper by my staan vandag. Mama kan jou nader bring. Melissa, die jou ontdek. Ons doop jou in die naam van Vader en van Seun en van die Heilige Gees. Amen. Here God van liefde, dankie dat ons vandag van Melissa kan doop en kan leer in sy kind. Here, dankie dat sy vir ons gestuur is, dat ons in haar die liefde kan sien. Here, ons loof en prys U, die liefde. Amen. Geef van Melissa lekker hand toe. Melissa is so in verwondering met woorde. Dit is net amazing. Sy loop aan oor die water met die tannie eendag sit. Geliefdes, aanvaar julle dit nou, hierdie gesin as deel van hierdie gemeente. Neem hulle in, verwelkom hulle en maak hulle deel van God se werke in hierdie kerk en in die kerk van God. Wat is julle antwoord? Ja. Met oortuiging neem ons julle in en weet dat elkeen van julle vir ons kosbaar is. Ons gaan julle stuur julle huis toe met elkeen 'n Bybel en Samuel, ek het sommer jou net so saam met sussie se ingesit, as julle sit,
En jy kan sommer net sê as in 'n saam verband het. Dan as 'n man kan sê, maar dit is net verstaan. En weet dat ons op daarmee bevestig dat ons heerlik wil meer leer van God en saam met julle meer van Jesus Christus wil onthou. Julle kan gaan sit. Nou wil ek net afsluit met 'n gebed. Om maar net weer te bevestig hoe kosbaar dit is dat ons vandag in die Here se teenwoordigheid kom by mekaar kom. Dat ons saam sy lof kom besing. En kan weet dat ons deur die rykdom van die Here se heerlikheid ook meer van hom kan ontdek. Daarom skryf Paulus wanneer hy bid en sê hy, en ons bid dit saam met Paulus vandag. Julle is nie meer ver van God nie meer bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fundament van apostels en profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sal julle gebou saam en verrys tot 'n heilige tempel vir die Here. In die Here saam met ons ook saam opgebou word as geestelike huis waarin God woon. Amen. Nou is die beeld gewaas wat in ons Geliefdes, ons gaan vanoggend afsluit met die sing van 'n loflied. Ons loof nie net vandag die Here vir hierdie gesing van God nie, maar ons loof ook vandag die Here dat hy ons as gemeenskap van gelowiges saambind op hierdie plek, binne hierdie tyd, om te bely dat ons glo. Ons loof vandag die Here dat hy volke tot geloof bring. En dat hy juist in hierdie tyd ons gebruik om sy naam groot te maak. So kom ons staan op en dan sing ons al julle volke, klap julle hande, juig vir eer van God. Die Here sal julle seën en julle beskerm. En die Here sal julle gebede verhoor. En aan julle sy vrede gee. Want wat ook al julle in sy naam vra, sal hy vir julle doen. Amen.
Van die diepste see tot by die hoogste krans, deur die lowergras tot waar die ribbok dans, van die kraters in ons fundament tot by die uithoeke van ons verste maan. Alles wat lewe, alles wat lewe, alles wat leef, moet die Here loof. Hef jou hande op, laat die skepping buig, laat die water val en die riviere juig, deur die vlaktes tot by die horison, oor die vrye wêreld moet ons sing. Alles wat lewe, alles wat lewe, alles wat leef, moet die Here loof.